As ons die verlede verstaan, verstaan ons onsself en ander beter. En dit help ons ook om beter besluite te neem. Welkom by Nostalgooi, 'n reeks van nostalgiese potgooi onderhoude met die baanbrekers en legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. David Kramer het geen bekendstelling nodig nie. 'n sanger, 'n liedjieskrywer, 'n dramaturg, 'n aanbieder en produsent van musiekblyspele. Het hy vroeg al dinge op sy manier gedoen. Ek dink min mense besef wat sy slim besigheidsbrein die man het en dit bygedra het tot sy sukses. Jy gaan beslis 'n paar dinge van hom leer wat jy nie geweet het. Lekker luister. David Kramer, wat 'n wonderlike voorreg om hier by jou te kan sit. Dankie dat jy jou huis oopgemaak het. Ek asseblief as jy nie omgee nie, ons moet nou foto's neem hier, so dit is net 'n fantastiese uitsig. Kan jy strand toe stap van hier af? Ja, maklik. Ek is so 5 minute weg van die strand af. Hier strappe hier net langs aan die huis en hier's 'n baie mooi klein plekkie waar mense op die strand kan lê. So amper soos 'n private strand, wow. Jy weet, hieronder. En die naam is Bali Bay. En dan die groot Kampsbaai strand is nog so 5 minute weg. So, Waar is al die kaal mense? Hulle is in Sandy Bay. Is dit nog 'n ding? Sandy Bay. Ek was lanklaas daar. Jy was al daar? Ja, baie. Is dit? Ja, ons het baie kaal rondgestap daar in die jare 70, vroeë 80e jare. Het ons baie Sandy Bay toe gegaan. Dit was 'n ding, jy weet, ons het daai goed gedoen. Wat was daai ou Bio Brummel? Wat was daai? Nee, ons het niks van hom. Hy het 'n plaas gehad, weet, 'n soort van 'n nudist plaas wat hy gehad het. Maar Sandy Bay was net 'n plek waar mense gegaan het, jy weet, oor die naweke. Jy moes stap soontoe, jy weet, jy kan nie net daar met jou kar aankom nie. Yes. Maar dit was, daai Maar wat jare. was dit 'n klomp Europeërs of was dit baie Suid-Afrikaners? Want dit is Nee, dit was Suid-Afrikaners. Ja, baie mense wat ek geken het. Dit was 'n fashion in daai jare, jy weet. nee, mag dit. Ja, maar hoe gaan jy Sandy Bay toe die naweek? Ja, kyk, ons kry Pragtig. Ja. Dis baie interessant. Kyk, daai jy praat nou so, ek het 'n paar jaar gelede toe hulle vir my gesê het, ek sal nooit vergeet, was ons eerste ski vakansie met die kinders, was nou oud genoeg om hulle nou te vat. En ek vra oor sauna en hulle sê toe vir my, nee, maar jy moet nou check, ons is kaal in die sauna. En ek het dit nie geglo tot ek het gesien het, maar ek spot nou ook, dis ek is ongelukkig, dis nie die Olimpiese ski kampioen wat daar binne sit nie. Nie sy of hy nie. Dis ou man oupa wat daar binne sit. Ja, nee, dit is baie, jy weet, in Europa, soos jy weet, dit is nou nie so groot ding nie. Ja. Maar jy het gesê, so jy het, of kom ons gaan terug, want ek wil terugkom na hierdie area toe, wat jy, interessante ding wat ons vandag oor gechat het, wat jy al van 89 hier is, en natuurlijk daai tyd was dit, soos jy sê, dit was 'n bietjie van 'n spookdorp geraak, want ons het gedink dis die einde van Suid-Afrika. Ja, kyk, dit was donker jare in daai dekade. State of emergency in die middel van die 80e jare. En ja, dit is moeilik. Dit was, almal het gesien, jy weet, dit gaan nie op die state of emergency en die idee dat die regering moet nou 'n nuwe plan maak om idee te kom. So ja, hier was baie mense wat nou huise hier in waar ek nou bly in Kampsbaai, wat nou, jy weet, moed opgegee, tou ingegooi het, en hulle huise probeer verkoop, en ander. Ag, het gebeur mos altyd in Suid-Afrika, jy weet, mense vertrek na ander lande toe, Australië, Kanada, Engeland en so aan. Maar op die einde van die 80e jare was dit erg. En so die pryse van die huise hierso
was laag, jy weet, en ek in daai jare het ek in Oranjesdag gebly. Maar ons wou graag hê dat ons kinders Kampsbaai toe moet kom vir skool, want ek moes elke dag, jy weet, oor die berg ry om 'n bietjie slep. Ja, die slep. En dit sou baie maklik en meer gerieflik wees as ons net hierso kan kom bly. En toe vind ons hierdie huis en ek koop hom einde van 89 en 'n paar maande later word Nelson Mandela vrygelaat en dinge begin verander, jy weet, en toe bou ons nou aan hierso en dit was nie lank nie, jy weet, toe kom al die oorseese besoekers, jy weet, en almal wil nou weer huise koop. Wel hierso, yes. Ek onthou was hierdie rekordpryse op die stadium. Ek het vriende hierso wat van Engeland kom en hulle was met vakansie hierso en hulle gaan na die Blues restaurant toe en hulle het nou geëet en hulle het geëet en 2 bottels of 3 bottels wyn gedrink en toe sê, Helma is 'n lekker plek, ons moet 'n huisie so koop. So koop hulle het 'n huisie gekoop. Die huis se naam is Two Bottle Blues. Pragtig. Wag dan. Ja, maar in daai jare was die what is die exchange rate, nee? Ja, die rand was sterk, nee. Ja, maar dit is soos dit nou is, jy weet, dit was R20 tot die pond. So is 'n bargain vir hulle gewees. So hulle het mense die gekom en jy haal jou kredietkaart uit jou sak uit en jy koop 'n huis. Ongelooflik. Dit was so maklik. Dit was dit het nou 'n bietjie verander, nee. Ek dink hierdie nuwe pryse hierso is weer vergelykbaar met Europa. So maar kom ons gaan terug. Jou 'n ding wat my opgeval het, so jou storie begin in basies in Woester, nê. Maar met jou oupa, maar vertel nou net, ek het vir jou genoem dat ek jy 3 raakpunte. Nou Woester is een van hulle, so ek sê ons het in die 90's 'n koffiewinkel daar gehad. My pa was moeg nou gewerk in die Vrystaat, trek ons Woester toe ontdek ek nou Woester. Maar nou interessant genoeg, ek het 'n skoonmaakbesigheid in Londen gehad en my right hand man was Thomas Pavlovas. En hy was van Vilnius in Lithuania en ek het vir hom gaan kuier in Vilnius wat ek as 'n absolute fantastiese land en werk is so aan. Wat was daar waar jou oupa, hoekom is 'n Lithuanian, hoekom was hy daar, hoekom het hy Suid-Afrika toe gekom en hoekom Woester? So my oupa was 'n Jood van Litouwe en dit was moeilike tye vir hulle in daai jare met die pogroms en die goed wat daar gebeur het en veral as jy nou jy kon jy word gestuur na die Russiese leer as jy nou 13 jaar oud is. So jong? Ja, so jong. Word jy soort van gestuur. Miskien nie die oudste seun kon dit nog vryspring. Yes. Maar die ander seuns kon nie. So op die ouderdom van 13, 14 kom soek hulle vir jou al klaar. En in daai jare die dorpies moes sê maar jy moes as jy sê maar jy's 'n dorp soos Woester, dan moet jy 100 van jou jong mense aan die Russiese leer gee. Jammer, dis 'n offer. So dit was so hulle het nou gaan so die Joodse gemeenskap moes nou gaan soek, jy weet wie gaan nou volgende jaar hulle diens doen. Pragtig. En die diens daar was lank, jy weet, dit was jy kon nie uitkom minder as 10 jaar nie. Moes jy jy's vriendelik, gaan jy opteken van 13 tot ek wil sê 22. Ja, dan moet jy nou dit is nie almal was 13 nie, maar dit is waar dit dit was. So hulle het planne gemaak om uit te kom, jy weet, al die nie al die Jode nie, maar baie van die Jode met kinders en so, en het nou planne gemaak om hulle kinders Amerika toe te stuur of uit die land uit te kom, en my oupa was een van hulle. Toe gaan hy eers Engeland toe, en ek dink hy was op pad Amerika toe, want ek dink 2 van sy broers was al klaar in Amerika.
Ek het nog nooit met hulle kontak gemaak nie. Ons weet nie waar hulle is nie, maar en toe kom hy Suid-Afrika toe. Wat weet jy hoekom? Was Suid-Afrika? Ek bedoel, dis 'n sprong, nee. Ek weet nie, maar daar was, jy weet, dit was seker in daai jare, jy kom op 'n plek in Engeland waar jy nou wag om 'n boot te vang. Nou moet jy nou iewers gaan en miskien is jy op pad Amerika toe en hier kom 'n ou en sê vir jou, nee man, in Suid-Afrika, die paaie is van goud gemaak. Die leeu's is mak. Ja, dit is fantasties. Jy moet Suid-Afrika toe gaan, jy weet, ek het mense daar en so. Toe kom hy Suid-Afrika toe en Kaapstad toe natuurlik, maar die eerste plek waar ons weet waar hy gegaan het was van Reinsdorp. En hy daar Afrikaans geleer praat. My magtig. Ja. Was rooibos tee 'n ding al daai jare? Nee, ek glo nie. So dit het later gekom, nee, want dit moes nou, ek wil sê vir Reinsdorp. Van Reinsdorp is Noord-Kaap, ja. Yes. So daar's nog nie baie, dit is 'n droë, maar ek weet nie. As jy 'n bietjie verder noord gaan, is daar diamante. Daar was geleenthede. My oupa het begin smous. Hy het rondgestap van plaas na plaas. Goedjies verkoop. Soos hulle gemaak het as jong man. Toe kom hy uiteindelik kom hy op Ladysmith in die Karoo, Klein Karoo. En dit was die volstruisveer ding wat daar gebeur het, jy weet met die volstruisvere. So daar was baie geld op Oudtshoorn en daai Klein Karoo met die volstruisvere in die vroeë 1900s, jy weet, dit is nou die uitgekom hier amper net by die is so 1899 boereoorlog daai tyd, jy weet, dit hy aangekom. En anyway, en hy vestig homself op Ladysmith en hy maak 'n winkeltjie oop op 'n plek en hy ontmoet my ouma. My ouma was 'n van die vyfer. Ja, so dit was so interessant. Hulle trou en hulle twee kinders gehad, my pa en my oom. En later met die droogte en die probleme met die volstruisveemark en jy weet daar was probleme. Hulle moes uit. Hy moes sy winkeltjie verkoop. Hulle gaan Touwsrivier toe. In daai jare bou hulle nog die spoorwegmense en hulle het 'n boardinghuis daar gehad en later dan het my oupa Woeste toe getrek. En hy word 'n verkoopsman in 'n meubelwinkel. En dit is hoe ons op Woeste gekom het. En wat nou interessant, weet, so toe ons nou in Woester was, het ons geleer, dis die hoofstad van die Boland. So ek neem aan, dit was nou maar jou grootste senter daai tyd. So weer eens, later jare, meer geleenthede, 'n groter ekonomie, alhoewel nog steeds klein. Maar dit was toe nou maar waar julle toe nou gesettel het. My oupa hulle en my pa was toe kom die Tweede Wêreldoorlog en my pa het nou Egipte toe gegaan en hy was daar, ongelukkig het hy daar 'n bom het afgegaan en hy was injured. Wat is dit? Beseer. Ja, hy is beseer en hy en sy een been was baie erg beseer. En ja, so toe kom hy nou terug en toe begin hy ook werk in die meubelwinkel. My oupa was die bestuurder en my pa was 'n verkoopsman in die meubelwinkel en sy hele lewe daar gewerk en dit is waar ek nou groot geword en daar is waar ek my eerste gitare gesien het en die eerste musiek wat ek gehoor het. Natuurlik op die radio, rock and roll op die radio. Toe ek so 6-7 jaar oud was, weet rock and roll met mense soos Elvis Presley en my broer was 5 jaar ouer as ek en hy het plate begin koop, maar ek het mense soos Chuck Berry geluister en wat is die ander ou? All my love and all my kisses. Buddy Holly, ja. So Buddy Holly het 'n groot indruk op my gemaak. Meer as Elvis Presley. Maar ek was so 7 jaar oud toe ek Buddy Holly gehoor het.
En my broer het hierdie plate gekoop van Little Richard, Chuck Berry, wat is die ander Blueberry Hill, anyway, daai goed. My thrill. Ek gaan nou sê, Fats Domino, ja. So Fats Domino, ja. So dit was die klanke toe ek in my wat ek nou nageluister het en by die winkel, ek het baie uitgehang by die winkel en op 'n Saterdagoggend, jy weet, dan kom die plaaswerkers in dorp toe. En hulle kom gitare koop en dan, jy weet, dan sit hulle daar en speel hulle op die gitare. So dis waar jy, ek wil sê, daai eerstehands in aksie op 'n daaglikse lewe, die ouens in aksie gesien en gehoor het. Ja, wat later en jare later toe ek nou die Karoo Blues projek doen, jy weet, dit is daai musiek wat ek as kind gehoor het, jy weet, die ou Afrikaanse liedjies, wat deur die volkslei gespeel was en gesing was. En daar was 'n drankwinkel, net bottelstoer net langs die meubelwinkel. Ja. So die ouens het daar uitgehang, jy weet, en daar was baie. So dis waar die party was. Ja, die party was daar. Ja. En jy's kind, jy weet, en dan jy sit daar met groot ore en ek wil net sê dit is 'n 18 gesprek seker. Maar so daai wanneer het jy besef dat luister hierdie is 'n ding wat of was daai vroeë jare dis lekker, dis 'n stokperdjie of was daar iets in jou agterkop van ek wil hierdie want ek wil daai tyd ook nie, ons het nie die vermaaklikheidsbedryf was nie. Daar was nie die ouers se kop was dis nie 'n werk nie, ja. Daar was nie 'n bedryf nie. Ja, daar was 'n paar malletjies wat dit gedoen het, jy weet. Nee, maar so dit was altyd ons het dit gesien as 'n stokperdjie. Ja, dit is wat was jou pa musikaal? Nee. So jy's ja, my oupa was is interessant, my oupa hy kon goeie grappe vertel. Jy weet, hy was grappig, stories vertel en het 'n bietjie konsertina gespeel ook. Al was hy van die toue. Nee, en my pa en ma was nie musikaal nie en ek weet nie, dis maar net daai jare weet met rock and roll en in die 60e jare waar ek leer om gitaar te speel. Maar voor dit het ek my oupa het my 'n klein ukulele gekoop en ek het die ou mense vermaak, jy weet, in die sitkamer daai, jy weet, en ek was oulik. En ek het dit is vir my great, jy weet, om dit te doen, om mense dit te laat lag in my familie en so en so ek daai vermaaklikheidsgogga het my seker gebyt toe ek baie jonk was en toe ek nou tiener geword het, gitaar geleer en in bands begin speel, ja, in my skooljare. Ja, dit was maar goed, soos almal gemaak het, jy weet. Dit was die tyd van die Beatles, die Rolling Stones, jy weet, later dan daar was baie nie jy weet, daar was baie musiek in daai jare. Ek kan nie die name nou, maar later dan is dit Mamas en Papas en jy weet die California mense, West Coast Sound. Ja, ek het nou net Buffalo Springfield. Ja, ek besig om in die kar te luister. Ja, Nash en Young en soos mense soos Buffalo Springfield en toe ek nou op in Standard 8 gekom het, hoor ek vir Joni Mitchell en Bob Dylan en jy weet, en Leonard Cohen en daai tipe goed, begin ek nou luister, ja. Ek dink nou aan ouens soos Arno Carstens, die Nude Girls, nee. Hy's ook van Woester. Hy's van Woester. So
is dit toevallige tyd van Woester is of is daar nog historiese Iets in die water dan. Ja. Daar was 'n kookfabriek op Woester. Daar was ek weet. Miskien was iets in die kook. Miskien was daar meer kook in die kook. Spesiale kook in die kook is wat daar moes gewees het. So hier begin die blootstelling stokperdjie. Jy weet jy het iets, jy geniet dit om voor mense op te tree en wat gebeur toe daarna? Maar toe sê jou pa vir jou skrik nou wakker. Op skool was ek meer geïnteresseerd in poesie en gedigte skryf. Was jy toe nou Engelse hoërskool? Ja. Nee, Engelse hoërskool nie, Afrikaanse hoërskool met 'n Engelse klas. Okay, so Engelse, daar was nie Engelse skole in die Boland daai tyd. Nee, daar was nie, maar daar was 'n Engelse klas. Alright. So jy kry 3 Afrikaans sprekende klasse en 1 Engels sprekende. Okay. En jy weet mense die tale gemeng in daai jare. Jy weet selfs in my familie, ons het Engels gepraat by die huis. My ma was Engels sprekend, my pa was gemengde, jy weet, Afrikaans gepraat as kind en later dan Engels en by ons huis het ons Engels gepraat, maar op die skool, jy weet, dan hoor jy baie Afrikaans en van ons familie het Afrikaans gepraat en so, maar ons is mos Bolanders en jy wissel tussen Engels en Afrikaans die hele tyd, jy weet, selfs in een sin. Ja. En dit het ek gebruik in my eerste liedjies wat ek geskryf het. Jy weet, daai straattaal, daai gewone taal en nie hierdie ronde mondjie Afrikaans wat die Pretoriaaners oorronding. Ja, die ronde mondjie, die SAIK Afrikaans. En daar's 'n paar manne nou nog en vrouens, hulle praat mooi. Ek was heeltemal gekant teen al daai goed. Jy weet, ek was skryf in straattaal. Hoekom as jy sê gekant, wat dit, want obviously kom ek met die Engels nou in. Niks is obvious. Maar jy het 'n liefde vir Afrikaans. Ek wil dis duidelik. Nie altyd nie. Nie altyd nie. Nee. Maar jou oupa, as ek jou oupa, jou ouma. Ek was super polities gekant teen Afrikaans toe ek op universiteit was. Is dit? Ja, nee, dit het heel polities geraak. Jy weet, toe gaan ek gaan mos na die na skool moes ek nou in die army toe gaan. Ja. Ek was daar vir 'n jaar en gelukkig kry ek hierdie beurs om nou in Leeds by Leeds University in Engeland te gaan studeer. En dit was 'n mind-blowing experience vir my, jy weet, alles. Ek kan nie dink 'n wêreld al die goed was mos hier verband, jy weet, alles was hier so verband. Toe ek kyk net verbande movies, ek lees verbande boeke, ek praat met almal, jy weet, en toe ek het geweet wat hier in Suid-Afrika aangaan. Wanneer het jy bewus geword van dit? Ek was bewus as kind al. Is dit? Ja, ek was bewus, maar ek het nie eintlik verstaan maar ek was bewus iets gaan aan, maar dis ek skryf een van my liedjies skryf I grew up in the Boland, I was careful and carefree. I grew up under the heavy hand of the cane and the dominee. I grew up in this government plan, playing bok and tok-tokkie. I grew up to understand that something was being done to me. Sure. So ek het dit geweet, maar ek kon dit nie ontleed nie, tot ek op universiteit toe kom. My ouma en oupa was sappe, hulle was smutsmense. My ouma, jy weet, sy het georganiseer en so die politiek was sap, jy weet, en gekant teen die nasionaliste. My pa het gaan veg in Egipte. Jy weet al daai goed met die wat was dit, the Torch Commando en jy weet so ons het geweet van politiek, maar nooit my ouers het nooit soort van iets gedoen nie. Dink jy dit is dalk nou 'n baie naïewe vraag? Dink jy dit sou erger gewees het om in 'n Pretoria daai tyd te gebly het of 'n Bloemfontein versus 'n Boland? Ja. So dit was ek sal sê is minder moeilik geweest of hieronder. Nee, ek dink jy weet dit amper soos in die Boereoorlog.
Jy weet die mense van die Kaap was meer omdat die kleerlinggemeenskap Afrikaans was. En die verhoudings tussen die kleerling en die wit gemeenskap was baie nader aan mekaar. Ja. En jy het dit nie nou gekry op Bloemfontein of Pretoria nie. En so die ja. So kultureel was daai verhouding hier was van dag 1 af so daarbo is dit nie. Dis nie daar nie. En dis 'n belangrike faktor in die hele storie. Jy weet die verbintenis tussen slaaf en baas hierso is wat 'n groot uitwerking op die geskiedenis het en op die kultuur natuurlik. En dit is wat ek later aan geleer het. Jy weet van Afrikaans. So daar was jare wat ek nou soos ek sê, ek het geweier om Afrikaans te praat. Pragtig. Wanneer het dit begin? Hoe lank het dit aangehou? Toe ek op universiteit kom. Is dit? Ja, en daarna, jy weet, en vir so 10 jaar. En daar was 'n hele beweging hier in die Kaap waar breinmense nou nie meer Afrikaans wou praat nie. Ek weet nie of jy weet daarvan nie. Maar baie breinmense het net geweier om hulle kinders in Afrikaans te leer so dit gaan so ver terug wil ek sê. Hulle het begin Engels in die huise praat en so jy kry nou baie mense hier in die Kaap breinfamilies en die breingemeenskap wat nou dit Engels praat. En hulle het die Afrikaans weggestoot. En kyk, dan kry jy op 76 kry jy die probleme in Soweto met die optogte teen Afrikaans. Dit is waar die swart mense nou begin sê nee, ons wil nie in Afrikaans geleer word nie. Maar hier in die Kaap en van daai tyd back af tot in die 80e jare in was daar 'n groot beweging om nie die onderdrukkende taal te gebruik nie. En ek het daai politiek was deel van my jy weet wat was die ander die goed wat nou ek kan nie aan die mense die politieke beweging se naam kom nie, maar hier in die Kaap nie die ANC nie, want die ANC was verban, maar hy was 'n Democrat, wat was hulle naam anyway. So die idee was jy praat nie die onderdrukkende taal nie en ek het daarmee ingestem. Dit is soos 'n stille of ek dink aan Gandhi. Dit was soos 'n vriendelike of 'n wat is die woord geweldlose protes om te sê ek praat nie jou taal nie. Dit was 'n protes, ja, geweldloos. Ja. Dit is jy kan dit so sien, ja. En ek wil terugkom na Leeds toe. Yorkshire, nee. Ja. Ja. Ek sê dit baie nader aan die Suid-Afrikaanse kultuur is as ek sê altyd hoe verder noord jy gaan Engeland, hoe beter is die Brit. Skotland kom. ja, glad nie. Daar is dit baie inteendeel. Ek dink as hulle 'n muur kon bou sou hulle seker daai jare, maar wat is die eerste live band wat jy gesien het? Ek wil veral nou as ek dink jy was seker in 'n goue tyd toe ek daar met rock and roll. Ek het almal gesien. Want Leeds was die sterkste vermaaklikheids organisasie op die universiteit en hulle het elke naweek hulle nuwe bands gekry om te speel op die kampus. Wow. Maar wat my toe ek daar aankom, ek het in 'n koshuis gebly. En hulle gooi 'n danser aan die koshuis en die band wat vir die dans speel is Procol Harum. Ja. Wat Whiter Shade of Pale. Wow, ja. ek het besef, ja. Okay. So Procol Harum was die band wat en toe ek op skool was Whiter Shade of Pale, we skip the light Fandango, was 'n groot treffer wêreldwyd. Pragtig. En daarna was 'n ander treffer van hulle Hamburg. Weet, en dit is nou die band wat nou speel op die universiteit vir 'n dans. Maar ek het so baie dit was 1971 die jaar en jy weet dis musiek het verander. Ons het uit die 60e jare uitgekom, die Beatles is nou uitmekaar uit en in daar's 'n program jy moet kyk
op Apple TV en die program se naam is 1971, the year that music changed everything. En ek het Elton John het daar aangekom. Ek het hom gesien, Rod Stewart het ek gesien, Donovan Leitch, Leonard Cohen, Josie Bisa, 10 Years After. Ek het die Rolling Stones was net daar die vorige jaar. The Who het 'n opname daar gemaak, Who Live at Leeds. Dit was die begin van Mark Bolan en T-Rex, Slade. Maar tot op 'n punt waar jy nou nie eers belangstel nie. Dis ou nuus. Dis jy raak blasé. The Bee Gees are playing this week. Ag, nee. Ja wat. Not gonna see them. Het jou natuurlik omdat jy lief was vir musiek kon speel, jy luister met 'n ander oor. Het dit selfs daar of het jy nou koöperatiewe planne? Jy gaan nou leer. Wat het jy geleer en wat en gaan jy gaan werk? Ek het geleer. Jy weet besig om bands te kyk. Ek het al my eksamens Ek het my ingelig op ander maniere. Ek het alles gedop. Maar nie die lewe nie, lewenslesse. Ek het die eerste kwartaal skryf ek eksamen en ek dop alles want ek het niks klasse by. Wel, ek het klasse by gewoon, maar ek was 'n lid van 3 filmverenigings, folk musiek. Ek het na al hierdie ander goed gegaan oor die naweke. Ek het verbande boeke gelees, al daai tipe goed was. En dit was amazing tydperk, jy weet. En vir my wat uit hierdie verkrampte plek gekom het in hierdie amazing universiteit, baie left-wing politics, dit was 'n radikale campus. En toe skrik ek, want ek het geweet, ek wil hier so bly, en ek moet nou my sokkies optrek, en toe begin ek 'n bietjie my toespits op die kursus wat ek kom loop het. Maar ek was nie eintlik geïnteresseerd in tekstielontwerp nie, jy weet, ek was maar daar, ek het 'n geleentheid gekry, ja. Maar ek was baie meer geïnteresseerd in die musiek natuurlik, en dit is daar waar ek begin my eie liedjies skryf en optree voor Engelse gehore, en daar het ek begin verstaan wat ek wil doen en hoe ek dit moet doen, en hoe uniek ek is teenoor die ander ouens, jy weet, ek het, en dit is, the penny drop there, en 'n baie belangrike ding dat ek nou verstaan het, ek is nie Engels nie, ek het gedink, miskien is ek Engels, jy weet, jy weet, jy lees Enid Blyton en goed as jy hier groot word, en dan jy is Engels, en toe kom ek op Engeland en besef ek nie my hel, ek praat Engels, maar dis nie, ek is nie Engels nie, ek is nie hulle nie, en ek is nie Amerikaner nie, en al kan ek hierdie goed speel, en dis nonsens, jy weet, dis nie wie ek is nie. En dis nou die tydperk van die singer-songwriter, jy weet, mense soos Cat Stevens, hom ook gesien. Wow. Cat Stevens en daai ouens, jy weet, wat nou begin skryf van wat met hulle aangaan. En wat ek daar probeer het is soort van, ek het satiriese goed geskryf van my eie ondervinding, en satire gedoen oor myself as 'n wit Suid-Afrikaner. En dit het byval gevind onder die studente. Hoekom satiries? Was dit, wou jy beleefd wees? Of as ek dink nou, ek sê nou beleef, as ek dink nou, kon sê 'n Dylan wat, daar's 'n duidelike boodskap met hierdie liedjie, jy weet, of 'n aanval, of 'n uitwys. Jy het nou 'n bietjie meer... Nee, ek het humor gebruik. Jy weet, want humor is baie Ek bedoel, mense se ore slaan nie toe as jy vir hom 'n
as die mense waarheid begin op smile en lag, jy weet. Nou, jy weet want dit is interessant, jy weet as 'n wit Suid-Afrikaner in daai jare in so 'n radikale universiteit. Is dit nie maklik om sê ja, ek is van Suid-Afrika, ek is wit, jy weet. Jy is die vyand by default nou. Jy moet of jy rasis. Nou moet jy nou verduidelik, jy weet, aan watter kant staan jy en kyk, ons sal lank moet praat om te verduidelik hoe dit eintlik gebeur het en so aan, maar jy maak 'n paar vriende daar in die koshuis en jy speel 'n bietjie gitaar en dan staan jy op en jy sê, well, you know, I come from South Africa and South Africa, you know, it's like a Bedouin, it's a weird place, you know. Got in Bloemfontein, there's a swimming pool, and they've got rules of this pool. You're not allowed to lie closer than 18 inches to your partner, and women are not allowed to wear bikinis, you know, because it's about the morals and yeah. So jy kan dans, maar dit nie geniet nie. So ek het daar begin met daai tipe liedjies, you know, in Bloemfontein it was bloody hot on the day that I broke the rule. Because I claim fame to being the who forgot the law at the swimming pool. I had a fray with Sunny van der Spy where I thought, en dit was die tipe liedjies wat ek begin skryf het. En dit het vir my gewerk, jy weet, en ek het so in ongemaklike omstandighede het ek vir my identiteit begin uitkerf. Ja. En toe ek nou terugkom na 3 jare van optree voor Engelse gehore in folkclubs daar in Yorkshire, was mense hier weggeblaas, jy weet, hulle het nog nooit so iets in hulle lewe gehoor nie. So dit is hoekom ek so 'n figuur, ek het 'n kultfiguur geraak hier in die Kaap, jy weet, op die universiteit kampus en so aan. So ek wil sê hierdie snaakse storievertelling, ek dink onmiddellik aan 'n ou en ek wens hy was nog met ons, maar Randall Wickham wat ook stories vertel snaaks. Nee, ek is nie Randall Wickham nie. Randall Wickham. Maar ek bedoel, wat ek bedoel is jy 'n genre geskep wat ouens na sê, hey, ek wil ook so Nee, kyk, Randall Wickham is 'n ander case completely. Randall Wickham was kleerling. En hy was heeltemal pretentieus en hy om voorgedra asof hy 'n wit man is, jy weet. Ek verstaan. So Randall was vir my amper die vyand, jy weet. So. Ek hoor jou. Ek wil nou sê dit is interessant. Randall, ek het vir Randall geken. Hy was 'n okay ou, maar hy was 'n parabat en 'n ou wat weggehardloop van sy brein realiteit. Hoe kom ons stop daar, ek het graag stil staan. Hoe was dit daai jaar? Weet, soos jy sê, hier is nou net soos die Afrikaner, ons ken almal die storie, jy weet, klein dorpie, daar sal 10 Afrikaners wees in 15 verskillende kerke, jy weet, daai tipe van ding. Was dit onder die breingemeenskap baie dieselfde hierso in die Kaap, wil ek sê, ek wil nou District 6, ek wil daai dinge toe gaan, die politieke komponent, die ouens het wegbeweeg van Afrikaans af alles. Was daar inner fighting hier tussen die ouens, wil ek sê, onder mekaar? Was daar breinmense wat Ja. Was dit 'n groot ding of was dit Daar was kyk, in daai jare was mos die idee van die nasionale party en die regering se idee was om so te 'n tricameral parlement te skep. En jy weet, en daar was die ouens wat nou saam gespeel het. So daar was groot probleme in die gemeenskap ook. Natuurlik, jy kry mos in elke gemeenskap kry jy mense wat die kant toe gaan en jy weet, maar op die ander kant was daar Alan Boesak en daai tipe mense, Jake Scherwel en jy weet wat nou en ek wens ek kan net dink aan
die naam van die party. die beweging wat hier in die Kaap aan die gang gekom het in daai jare. Hoe maar dit was natuurlik Woester wat jou hierdie ek wil sê die blootstelling aan die kleerling kultuur. So dis waar alles begin het vir jou in daai opsig om en hierdie tweetaligheid en alles waarmee gepaard gaan. Dit op Woester begin, ja. Maar kyk as kind en tiener toe ek daar groot geword het, dit was die apartheidsjare en jy het nou nie geleentheid gehad om skool toe te gaan met ander mense of jy weet en daar was geen kontak met breinmense in daai jare nie, net die mense wat miskien in jou huis wat in jou huis werk. Yes. So ons het daai mense ken en breinmense wat in my pa se winkel gewerk het en so. Ja, ek het nie baie daaraan gedink nie. Tot ek op universiteit toe kom en toe kom ek mos weer terug Ooste toe en ek werk in die fabriek en daar het ek 'n jong man ontmoet, selfde ouderdom as ek. Sy naam is Danny Tromp. Hy werk in die fabriek en hy skryf poesie in die styl van Adam Small. En ons raak ons is nou vriende en ek wil hom aanmoedig om en ons begin saamwerk. Ek het begin liedjies sing en hy het sy poesie voorgelees by mense se huise en so aan. So dit was die begin van my om uit te reik na ander mense toe en op 'n meer volwasse manier. Maar ten doel om 'n loopbaan hiervan te maak. Nee. Nog steeds 'n sideline. Daar was dit was net wat dit was my stokperdjie. Ek was baie ek was geïnteresseerd in kuns en poesie en al daai tipe goed. Maar ek het nie my ouers het nooit soort van gedink ons kan 'n loopbaan uitmaak nie en daar was nie eintlik daar was mense soos Jeremy Taylor en Desmond Dawn, maar daar was 'n paar mense wat dit gedoen het, jy weet, maar daar was soos ons vroeër gesê, daar was nie 'n bedryf nie, dit was nie iets. So die idee was gaan universiteit toe, kry jou graad, kry 'n goeie werk, settle down, get married, maar ja, en so die hele ding was toe ek nou so toe ek terugkom en ek begin optree by die universiteite soos op Stellenbosch Universiteit, Kaapstad Universiteit, Barleycorn Folk Club en ek gaan Durban toe en Port Elizabeth toe en ek word baie populêr, jy weet, want ek is nou so anders as mense het nog nooit so iets in hulle lewe gehoor nie en is radical want ek sing in 'n gemengde taal, ek sing in 'n vulgêre straattaal, ek sê kak, ek sê fok, ek sê God, jy weet ek sê al hierdie goed op die verhoog en so mense praat baie, jy moet die ou hoor, hy sê wat ons dink. Kom uit die Karoo uit en hy's ek het gesing in daai jare. Dit is nou een van my eerste Afrikaanse liedjies wat ek geskryf het. Want meeste van my ek vir 10 jaar het ek in Engels geskryf. Suid-Afrikaanse Engels. En toe begin ek nou ek ontdek dat Afrikaans nie 'n wit taal is nie. Okay, dit is 'n huge mind-blowing event vir my. Ek ontdek in 77 begin ek dink oor volksliedjies en daai liedjies wat ek gehoor het op die stoep by my pa se winkel, jy weet. Ja. Bobbejaan klim die berg. En jy sê ek weer met my rok vir jou ja. En daai liedjies ek gaan kyk ek weer na hulle en ek sien die goed dis nie wit mense wat dit geskryf het nie, weet, dis nie wit nie. En toe begin ek navorsing doen en ek stel ondersoek in en ek sien
Okay, die geskiedenis wat ons op skool geleer is heeltemal klomp bullshit, jy weet, dis net bullshit. Die taal kom nie uit wit mense se monde nie, dit kom uit die mense wat arbeid doen op die plase of slawe, whatever. Dit is 'n lang, ingewikkelde geskiedenis. Maar as jy Hollands is, begin jy nie Afrikaans praat nie. Dit is nie waar. Jy weet, net soos, dit is nie hoe dit met tale werk nie. Ja. Dit is mense wat nie Hollands kan praat nie, wat 'n verwerking daarvan doen, en wie was dit? Dit was die slawe, en dit was die arbeiders op die plase, en dit is hoekom al die eerste Afrikaanse liedjies is deur bruin mense geskryf. Vir 100 jaar of meer. Okay, anyway, so ek besef, okay, hier is iets anders aan die gang, 1977, en Toe wil jy nou gaan explore, jy wil nou uitvind wat gaan nou aan die geskiedenis nou. begin ek skryf, en nou wil ek in Afrikaans begin skryf, en al baie van die mense wat my aanhangers was left-wing UCT students. En ek skryf, Sondagmiddag staan ek daar, en ek het droom van voorgeslag en die kreun van Ossewa, en in die bloute waar ek staar, hoog in die hemel vlieg daar 'n wit duif, en ek kak op die volksmonument. En jy lag nog vandag. Dit het ek in die laat 70e jare gedoen. Is maar Dis 50 jaar Ek wil sê terug. dit is net hou in die maag daai, nee. Dit is Nou vat jouself 50 jaar terug. Okay. Kan jy verstaan hoe skokkend dit was? ja, so die ouens, maar Dit- hy sê die politici, hulle koue sweet hierso, maar die Dis die hoekom ek toekoms- verban was. Ja, eerste bakgatplaat. Ek was deur die SAIK verban. Maar dit is hoe ek opgetree het. En dit is hoe dis hoekom het ontplof het. Niemand voor my het so iets probeer nie, of het daai bols gehad om so op te staan, en jy weet, okay, hulle praat van fok of polisiekar en of whatever, wat is hy, voelvry toer, maar hulle was 10 jaar later. Jy weet, en ek was 'n baanbreker vir daai goed. Ja. Nee, natuurlik, ek wil sê dit was jy en- was teen die wet. Ja. Dit was nie fok of polisiekar was nie teen die wet nie. En Ja, nee, daar maar is dit was kerkkorrele net daai tye was, Ja, dit was moeilike apartheidsjare. Jy weet, die laat 70s en die 80e jare was moeilike jare. Die sekuriteitsapparatus en it was the end of times for apartheid. So hulle het probeer hulle bes om alles te onderdruk, jy weet. Waar het jy toe jy nou hierdie ander wêreld geproot en ek wil sê groter begin dink het en meer goed blootgestel is in Leeds, het jy toe gereeld begin teruggaan? Is dit iets wat jy toe gesê, luister, ek moet dalk 'n draai na Amerika gaan maak? Ja. Waar het jy jou inspirasie toe begin trek? Want ek wil hierso was dit, ek wil sê jy moes hom ergens trek hierso, miskien Afrikaans toe nou 'n bietjie wat jy dieper begin delf was toe nou met die Nee, kyk, ek was nou op 'n nuwe ek hoef nou nie inspirasie op ander plekke te gaan soek nie. Ek het nou geweet wie ek is en wat ek wil doen en hoe ek dit doen. Ek behaal nou sukses in die laat 70e jare met hierdie goed. Daai, ekskuus ek val jou in die rede, so jou die kommersiële komponent, die geld maak was die shows. So jy hoe daai Nee, dit het later gebeur. So ek het eers hierdie soos ek sê, ek het teruggekom in 74 en ek bly op Worcester en ek werk op Worcester en ek skryf baie liedjies en maar al die liedjies is gaan oor of die politiek, 'n sosiale kommentaar, meestal in Engels in die
beginsjare en dan hierso so van 1977, 78 begin ek meer in Afrikaans skryf. En tot op 'n punt waar ek nou 'n bakgat opneem in 1980. En dis 'n mengsel van Engelse liedjies en Afrikaanse liedjies. En ek skryf liedjies wat vandag mense sal nog onthou soos Biscuits and Biltong, Christian Swart, en ek neem dit op. 6 van die liedjies is in 'n ateljee opgeneem en 6 lewendig by die Barleycorn Folk Club. En soos ek gesê, daai langspele word verband deur die SAK, maar dit verkoop 'n goue plaat met geen radio blootstelling. So jy het geen dit geen net word of mouth. Maar ek het ek het so groot cult status gehad dat my aanhangers het daai ding net opgevreet, jy weet, en dit was 'n soort van 'n underground ding, jy weet, jong Afrikaanse laities, het jy al hierdie gehoor, jy weet, dit was, en hulle ouers wou nie hulle moet daarna luister nie, jy weet, al die nonsens wat gebeur het, en toe sit 'n groot treffer, en die platemaatskappy in Johannesburg, EMI, kon nie verstaan wat hier aangaan nie, jy weet, ek is nie op die radio nie, maar ek verkoop so baie plate, en hulle bring my Johannesburg toe, en ek speel daar in die Chelsea Hotel, en hulle sê, ja man, het jy nie iets wat, is daar nie 'n liedjie wat jy het, wat jy kan opneem, wat ons op die radio kan? So die ouens sien die geleentheid hierso, hulle net nie vloek nie asseblief. Ek het, ja, en moenie, los maar die, los die politiek. Ek het 'n liedjie oor 'n oud rugby speler, 'n Springbok rugby speler, in my laai, maar ek weet nie of hulle, jy weet, want ek sê, daar's een vers wat ek sê, it's all been spoiled by politics, and it's never going to be the same, so it drifts back to the old days. Anyway, ons neem dit op, en toevallig is dit ook die laaste Springbok toer New Zealand toe, in 1981, en daai plaat, daai hakkomblokkies ontplof. Net daai timing. So ek was nog besig om in die tekstielbedryf te werk, en toe kry ek hierdie nommer 1 treffer, en nou soek almal vir my landswyd, jy weet, en heeltemal 'n nuwe tipe gehoor, en toe moes ek nou besluit wat ek gaan maak, en kort daarna gee ek ook Royal Hotel uit, en dis ook 'n number 1, en daarna is dit Bochum Voetsek, en in daai 5 jaar van 1981 tot 1986 is dit net LP, elke 8 maande of 9 maande bring ek 'n nuwe LP uit, en dis baie treffers, en dit gaan dol, joh. Dit gaan dol, en ek maak baie geld. Jy het van die geld gepraat. Vertel ons 'n bietjie van nou my nuwe loopbaan. Ja, so hoe het geld gewerk in die musiekindustrie daai tyd? Ontginning, maar ek het dit nie getoelaat nie. Gelukkig was ek al klaar, ek het in die besigheid gewerk vir die tekstielbedryf, en ek was in bemarking en so. Jy het besigheid verstaan? Ja, ek het, ja. En ek het baie goeie besluite gemaak. Ek het, toe ek daai plaat opneem, het ek besluit ek gaan dit self doen. Okay, en ek was bereid om alles self te betaal, net om 'n rekord. Want ek het gedink, okay, ek doen, dis nou iets wat ek nou hierso doen. Miskien sal mense vergeet hiervan oor 50 jaar, en as ek nou 70 jaar oud is, soos ek nou is, wil ek miskien vir my kleinkinders sê, ja, luister hier. Ja, oupa was 'n choir. Ja, dis wat hy gesing het, jy weet. Ja. Toe sit ek my eie hand in my sak, en maar toe kom Mountain Records, die plate etiket,
En ons het besluit ons gaan dit altyd dit doen. En ek het 'n 50% aandeel gehad. So ek het 50% aandeel gehad in my eie sukses. En dis hoekom ek baie meer geld gemaak het as 'n gewone ou wat heeltemal, jy weet, 'n gewone ou. Kyk, die kontrakte in daai jare was erg, jong. Die kunstenaars het maar baie min verdien uit die kontrakte uit. Selfs die Beatles, dis 'n fenomena wat nog aangegaan het tot onlangs toe. Ek dink is met die Spotify's van die wêreld, die Apple Music so goed of Apple vir dit, nee, wat dit verander. Ja, hulle was ontgin. En miskien het ek 'n bietjie geweet van wat met die Beatles gebeur het, met ander ouens gebeur het, weet jy. Maar jy kon nie 'n plaat maak eintlik sonder om deur die platemaatskappy te gaan nie. Jy weet, hulle was die gatekeepers. En op die radio te kom, op die TV te kom. TV het eers laat, jy weet, TV het eers hier aangekom in 77. So hulle het al daai goed beheer. Volkswagen. Ja. Ek bedoel, dit is ikonies, nee. Ek bedoel, as ek nou dink, ek luister nou die dag toevallig 'n onderhoud op die radio. Ek dink dit was Jacaranda die een oggend en is 'n swart dametjie wat 'n boek geskryf het. Ek het die ding gaan koop. Ek het nou vergeet wat sy naam. En die boek gaan oor die Suid-Afrikaanse advertensie industrie en ons ikoniese advertensie wat 'n kulturele impak gehad het. Ja. Ek dink die hartseer ding, hulle vra toe vir haar op die einde, dink sy hoe is vandag se advertensies? Sy sê dis inferieur. Daai jare kultureel. Ja. Volkswagen en 'n kombi en David Kramer is vir my is 'n kulturele impak. So vertel ons 'n bietjie meer van daai hoe dit teweeg gekom. Ja, ek dink is die langste verhouding nog ek was vir 13 jaar betrokke by hulle. Ons het so elke 18 maande of elke 2 jaar 'n nuwe advertensie gemaak. Maar ek het gespeel. So daar was mense van die advertensiemaatskappy en daai jare was dit 'n Right Fit Soul Trip en hulle het my geken en hulle my konserte bygewoon. En voor my het Jeremy Taylor 'n Volkswagen liedjie geskryf of gesing vir die eerste kombi advertensie. Wanneer het die Joko T begin? Was dit voor of na? Ek weet nie. Ek weet hy moet daaroor Jeremy Taylor was die Ag Please Daddy en hy was 10 jaar voor my, jy weet. En toe kom ek nou. En for whatever reason Jeremy Taylor besluit hy wil dit nie meer doen nie, of hy wil te veel geld hê, of whatever, en toe kom hulle na my toe en sê, sal ek nou 'n liedjie vir hulle skryf. Toe sê ek nee, ek wil nie eintlik 'n Volkswagen liedjie skryf nie, en gaan weer weg, en anyway. Hoekom wil jy nie? Het jy gevoel ek het niks belangstelling gehad in soort van kommersiële. Ek verstaan, daai was jy's 'n verraaier. Ja. Ek doen nie soort van dit is nie wat ek doen nie. Ek is mos 'n ek is heeltemal teen anti-establishment. Ja, ek is anti-establishment. Ja. Al is ek so. And anyway, maar ek is dan dit is nou net voor ek so soort van gewild geword het. En hulle wil dit doen. Toe sê ek ag nee. En anyway, so 'n jaar of 2 later kom hulle weer terug en nou sê ek 'n soort van ek is landwyd bekend. Vir hakkenblokkies en daai goedes. En sê, man, ons wil nou hê jy moet die ou wees saam met die Volksiebus. En ek sê ek kyk wat julle moet verstaan, ek gaan nie die ding ry nie. En ek gaan nie uit die venster uitleun en sê, nou die bus maat. Ja, ek gaan hom nie adverteer. Ja, ek gaan nie uit die venster uitleun en sê, of my vingers op die dak klap nie en sê, dis die bus wat julle moet koop. Ja. Maar hulle het 'n goeie idee gehad. Hulle sê, kyk,
as jy moet net David Kramer wees op jou bicycle en so en as ons kan saamwerk en sê ja, okay, as ek nou 'n bydrae kan maak en ek bly David Kramer en ons gebruik daai komieklike aspekte van die ding. Maar jy's true to yourself, nee. Dit is die voorwaarde. Ja. En op daai voorwaarde, ja. En ek doen 'n bietjie navorsing gaan vind uit hoeveel het hulle vir die vrou van Mokkels betaal. O, ja. Dis snaaks. Kon jy die inligting kry? Ja. Wat is hy betaal? Toe dubbel ek die fooi. O, regtig? Ja. Toe dubbel ek die fooi en ek sê ek wil 'n volksie bus hê asseblief. So lead by example. Ja, sê nee, okay, ons sal die fooi betaal, maar ons gaan die bus aan jou leen. Ek sê sorry, pal. Dis jy nou harde I'm not kos. that interested. Ah. I'm not in. Ek het baie goeie besluite gemaak en jy weet. Anyway, dit was amazing. Ons het baie goed klaar gekom en ek was deel van die ontwerp en die skep van die advertensies, jy weet. Ek het daai een advertensie waar ek die kombi verbysteek, jy weet, en of daar was een waar die grond opdraande. Ja, opdraande en die speed cop, jy weet wat sê hy sien hoe steek 'n ou op sy bicycle hierdie bus verby. Jy weet, dit was 'n grap wat ek gehoor het op 'n plek en ek het daai storie vir hulle vertel en toe jy weet toe werk het so. Maar anyway, ons het 'n hele klompie advertensies gedoen en natuurlik die laities wat dit gesien het. Jy weet, almal het my leer ken deur die volksie advertensies en nie deur die vorige werk nie, maar ek was nou David Kramer, die ou bicycle met die rooi skoene, die middelpaadjie, die blikgitaar. Ek is die everyman, die ou wat van nêrens kom nie en ek weet nie waar hy gaan nie, maar dit is 'n interessante figuur wat ek geskep het, 'n soort van 'n Suid-Afrikaanse noume, everybody, soos jy weet in Amerika kry jy die cowboy, jy weet, wat soort van inry op sy perd. Ja. En hy was shoot out in die middel van en dan is hy weer weg. Jy weet, daai myte van die Amerikaanse en ek het 'n soort van 'n myte geskep van 'n soort van 'n plaasjapie op 'n bicycle. Ja. Ons weet nie eintlik wie hy is nie of en rooi veldskoene. Ek moet altyd ja, dit was daai ja. Waar kom dit vandaan? Okay, so ek het 'n kunstonderwyser gehad op kunstskool en sy naam was Boet van der Hoeven. En dit was toe ek op skool was. En jare later toe ek nou in Oudtshoorn gaan optree, was hy daar en toe sê hy vir my, nee man, daai skoene wat jy nou dra, die Crocker & Jones wat ek gedra het. Hy sê ek het die regte skoene vir jou en hy stuur vir my 'n paar van hierdie rooi vel skoene met die taie sole. Jy weet en dit was die skoene wat die petroljoggies gebruik het in daai jare, want hulle was taai skoene, jy weet, en die tyres onder het mos van die werk wat hulle gedoen het met die olie en die petrol en goed. So dit was 'n werkskoen. Dit was 'n werkskoen. Dit is nie 'n fashion statement. En toe ek dit sien, toe dink ek, Elma, dit is nou, jy weet, dis 'n reg Suid-Afrikaanse ding, 'n velskoen. Maar ek sal myself nie 'n velskoen dra nie, want dit is te verbonde aan die ou Afrikaanse image, soos Anton dit gebruik het, jy weet. Maar die goed is cool, want dit is amper soos Elvis Presley se blue suede shoes. Jy weet, so toe skryf ek hom 'n dankie briefie en ek sê
een vir 'n geel pampoen, 2 vir 'n rooi velskoen. Hoe lekker kry ek nou? En ek het gedink aan 1 for the money, 2 for the show, 3 guys. Ja, daai ding. En so ek sien dit as Elvis Presley, dis my equivalent van daai. En en dit het net ook die reklame wat ek daai uit gekry het, jy weet, in die Sondagkoerante, en toe's Anton 'n bietjie kwaad daaroor, jy weet, want hy is die ou met die velskoene, was nie rooi nie. sonder die vetes, en hulle, ag jy weet, ek en Anton is baie goeie pelle, jy weet, ons is al die jare en tot nou toe is ons goeie pelle, maar hulle het 'n risie gemaak uit die hele blye storie. Bullshit, jy weet. Maar en toe begin al die kinders te dra, en jy weet, dit was huge, en ek sit my naam, ek doen die branding, ek was ook een van die eerste ouens wat branding gedoen het. Jy vra vir Emma Adams, hy het my goed opgelet, jy weet, ek was bewus van hoe praat mense van jou, hoe onthou mense van jou, en ek het geweet, as mense, man, hy's daai ou met die rooi skoene, hy's die ou met die middelpaadjie deur sy hare, hy's die ou op die bicycle, hy's die ou met die blikgitaar, jy weet, al die goed is image making goed. Het was net soort van intuition. Ek was ook deel van 'n bemarkings, ek het 'n bietjie bemarking gedoen in die tekstielbedryf. So daai goed het vir my gewerk, jy weet, maar dit was nie 'n poging om soort van famous te word nie, dit het maar net gebeur, en ek het wins daaruit gemaak. Baie slim. Ek wil nou, ek hoor die eendag sê is 'n Joodse huis daar waar ons in Londen gebly het, was Noordwes Londen, in Stanmore is al die Jode is daar, weet, so ek noem dit klein Jerusalem, en in 'n tipies reg langs aan hulle is dit nou weer moslems, weet, dit is my interessant hoe die uiterstes mekaar altyd saamhou in dieselfde omgewing. Ja, jy moet naby wees om mekaar te skiet, jy weet. Ja, naby wees, ja. Jou geweer uit jou vriend. Jy moet en die een Jood eendag gesê, ja, hy het ook 'n BSc qualification, behind service counter. En daai is vir my, as ek dink, ek die Vrystaat met die Portugese, die Grieke, so entrepreneurs, nee, want hulle het letterlik van 'n klein tyd af agter die counter met kliënte gedeel, soos wat jy gedoen het, nee, dit het ongelooflike impak op jou. So ek sê nie dat jy 'n kreatiewe kunstenaar is, maar ek sê dis die ondergang van baie ouens oor die jare, te kreatief, geen besigheidssens nie, en dan word hulle uitgebuit, of hulle raak net, verdwyn net stil in die nag. Ja. En baie kunstenaars self dat ek wil nie van geld praat nie, weet, ek kan nie die kontrak lees nie, weet, en dan word hulle uitgebuit, soos jy sê, ja. Ek het die kontrakte gelees. Jy het verstaan wat jy gelees het. En ek het verstaan wat ek gelees het, en dan, jy weet, en krap jy daai paragraaf uit, en jy krap dit uit, en die hele, wat ek verstaan het is, kyk, as jy besigheid met my wil doen, moet ek gelukkig wees, anders stap ek weg, jy weet, soos by Volkswagen. As jy my nie die fooi wil betaal, of die bussie wil gee nie, well, too bad, gee dit aan iemand anders, jy weet. Wat is daai, ek wil net daar gou stop, nee, in terme van lewensfilosofie, of wyshede. Is dit iets wat ek het vanmôre met my vrou oor gepraat, as jy stryf is veer het die teenoorgestelde effek. As jy push en hard push vir sommige goed, dan druk jy dit eintlik weg, is net kalm en rustig. Is daai iets wat jy vroeg gesnap het, in ander woorde, weet jy, geld pla my nie, as jy nie vir my hierdie wil doen nie, of is omdat jy soveel reeds A-lister, sal ek sê, of daai leverage gehad het op daai stadium? Ek het nie agter die geld gehardloop nie. So dit het klaar gehelp, soos ek worry nie daaroor nie, so... Ek was net geïnteresseerd in die kreatiwiteit, in die skep van my kuns. Ek was 'n kunstenaar, dit het ek heeltemal verstaan. En ek was bereid om dit te doen,
no matter what, jy weet, maar jou terme, maar ek was nie bereid om in armoede te leef nie. So ek het vir my 'n werk gekry en ek was, soos ek vir jou gesê het, ek was nou in die tekstielbedryf, ek was in bemarking, het my eie company motor gehad, al daai goed, jy weet. So ek was okay. Ja. En in die aande het ek gaan speel in die clubs en dit was my stokperdjie. En ek het my net toegespits om ek het geweet presies wat ek wil doen met my kuns. Maar dit was nie 'n poging om geld te maak nie. En ek dink baie van die jong mense of mense wat weet in hierdie soort van omstandighede nou is to try and guess what's going to work. To second guess the market. What's happening now? What's going to happen if I write this, if I write that? Yeah. Om 'n treffer te skryf. Ek het nooit probeer treffers skryf nie. Dit het maar ek het treffers geskryf en toe ek verstaan wat byval vind en so aan het ek en toe ek verstaan wat mense nou eintlik what they loved about it. Het ek natuurlik ek het dit vir hulle gegee. Ja, jy het nou skielik maar ek het nooit om my nie snaak, altyd 'n komiese angle of satiries soos jy sê. So dis nie dat jy skielik nou ek het altyd begin sing aanbeweeg want ek dit het oor die kuns gegaan. Maar ek was ook nie stupid met my goed om dit weg te gee nie, jy weet. En dit is die verskil. Ek was 'n kunstenaar, maar ek het ook 'n besigheids idee gehad van look, as ons gaan vennote wees in hierdie ding. Ek gaan nie vir jou werk nie. Ek gaan nooit vir jou werk nie. Ek het gesien wat in die musiekbedryf gebeur. So ons beweeg 'n paar jaar aan, jy weet. So dit was die eerste 5 jaar van my sukses. Van 81 to 86 en dan onttrek ek my van die etiket, van die platemaatskappye en ek gaan op my eie, ek koop alles terug, ek koop al my opnames terug, ek koop al my publishing, alles wat ek weggegee het, stupid weggegee het, my publishing, en dit was net iets wat ek nou nie van geweet het nie. Toe koop ek dit alles terug. En in 1986 is ek nou weer op my eie. So en ek het besluit ek sal my eie maar ek was nou nie meer geïnteresseerd in plate uitgee nie of optredes en daai. Die politiek was erg en ek het besluit om in die teaterwêreld in te gaan. Dus jy sluit nou so mooi aan want so dis die politiese omgewing het jou gedryf om te sê luister, ek wil nou ja, ek het skizofrenies het ek het skizofrenies gevoel, jy weet, ek is almal se pel, ek is die ou luister al die gehore is nou, jy weet, meestal wit Afrikaners. Leon Schuster maak grappies. Ek sê as wat alles Leon Schuster grappies gemaak. Hulle weet nie eintlik wie ek is nie. Jy weet, en om ons brand die hele land. En alhoewel ek in my konserte het ek, jy weet, daai tipe die treffers en die goed gespeel, maar ek het ook van my ander goed ook ingedruk hier en daar. En dan jy weet, dan kyk jy aan so wat gaan nou aan en ja, dis nie die ja, jy wil hoor is dit waar jy's 'n kommunis hè van jy's 'n kommunis jy dra daai rooi skoene jy ons hoor jy's 'n kommunis
Ek het Jy's 'n blinde betoog en ek jy's 'n lang haar blinde betoog was. het eers nou net jy praat van rooi vel. Ek het eers gedink dis is 'n rooi nie. Dis Joe Slovo met sy rooi sokkies en jy jou rooi skoene, toe besluit ek nie, dit raak nou te erg, jy weet, ek kan nie hierdie game speel nie. Want sien die eerlikheid van jou skepping en dit is belangrik vir my om eerlik te wees aan wat ek probeer skryf. Dit was lekker om al die sukses te kry en dit was lekker om al die geld te maak en so aan, maar nou moet ek in 'n nuwe rigting aanslaan en ek moet nou toespits op verskillende stories wat ek nog wil vertel. En ek besluit ek gaan nou 'n musical skryf. En ek besluit District 6 die storie van die Forced Removals, want ek het Skipskop geskryf in 1985. Ja. Van Forced Removals van Skipskop natuurlik. En ironies het dit 'n groot Afrikaanse treffer geword en tot vandag toe, jy weet, Skipskop, maar 'n baie politiese lied in daai jare wat nou nie so suksesvol in daai jare tot Sonja Herald dit nou gaan opneem nie. Maar die idee van Forced Removals en dit is wat in daai jare gebeur het. En in 1986 is dit nou 20 jaar 'n soort van 'n anniversary van hierdie van kyk, dit District 6 was as wits groepgebied verklaar in 1966. So 20 jaar nou verbygegaan en dis in die koerant en ek dink dit is 'n goeie idee. Dis weer jou bemarkingsbrein wat daar gedeeltelik ingeskop. Ek soek vir 'n storie, jy weet, ek soek altyd stories. Ek sien 'n fotograaf of ek lees iets of ek kry 'n storie op 'n plek en ek was besig om te dink wat sal 'n goeie musical storie maak en District 6 ek kry in die koerant en ek begin navorsing doen en ek begin 'n paar liedjies skryf en 'n bietjie karakters skep en so aan, maar toe besef ek nee, ek polities gaan dit nie werk nie, jy weet, ek is wie ek is en dis nie nou die tyd om daaroor daaroor gemeenskap sal kyk, is nou vandag is cancel culture tipe goed. Jy weet, ek het daar besef, jy's nie 'n ou wat kan sê jy's nie uncancelable. Laat ek as wit man vir julle vertel van District 6. So en gelukkig het ek vir Tally Peterson weer raak geloop. Ons het mekaar geken. Ons het vroeër ontmoet en ons begin gesels en jy weet, hy het ook baie belang gestel in theater en musicals skryf en ons kom by mekaar en ons begin saamwerk en ons skep daai musical en toe sit weer ons begin nou 'n nuwe ontploffing, 'n nuwe suksesvolle rigting, jy weet. Het ons so iets gehad? Dit het weer net gebeur. Dit was nie ek het nie gaan sit en dink, nou wat kan ek doen om nog iets suksesvol te skep nie. Ja. Dit was net iets wat ek wou ondersoek, jy weet. Ja. Maar dit is vir my duidelik jy's true to your process, jou proses. Dus jy sê ek soek stories. Dis 'n baie belangrike deel van jou proses. Ja. En dit is die beginpunt vir die suksesresep. As jy nie vir die stories soek nie, gaan jy in elk geval nie suksesvol wees in hoe jy dit doen nie. Ja, en die om die Suid-Afrikaanse identiteit te ondersoek en dit was vir my van baie belangrik om iets reg Suid-Afrikaans te skep. Jy weet, 'n egte ondervinding van Suid-Afrikaner wees, wit, bruin, swart, whatever. Dis het ons enigsins, ek sit en dink nou hierso. Jy weet, het ons voor julle musical, het ons 'n musical ooit gehad wat so reg is, jy weet, voor ons musical. Ja. Kyk, jare terug was daar King Kong.
En King Kong in die laat 50er jare, dit was 'n groot sukses. Maar ek bedoel, so is nou letterlik 36 jaar later dan nou nee, wat julle ouens... Ja, dit was 'n groot sukses en na King Kong die volgende groot sukses was Ippie en Tombi. Okay. Wat Londen toe gegaan het. So King Kong was op die West End. Wat was King Kong? King Kong was 'n storie van 'n township en 'n shebeen queen in 'n township. En dit was 'n soort van 'n township storie van 'n gangster en 'n shebeen queen en 'n soort van die storie was nie baie sterk nie, maar daar was 'n soort van prentjies van die township lewe. Okay. En daar was karakters. Ja. Soos ek en Miriam Makeba natuurlik het daarin gespeel en dis hoe sy famous geraak het. Ek wil nou net sê dit wat daar nou op die map dis hoe sy oorsee gegaan het. So dit was late 1950s en daarna was die ander groot treffer was Ippie en Tombi. Hier in die Kaap was daar nie eintlik musicals vir ons geskryf het nie. En toe dieselfde tyd toe ons die Six skryf hulle in Johannesburg by die Markteater, bied hulle aan Sapphire Town. Sapphire Town was daar 'n sukses, maar dit het gegaan oor ook dieselfde idee van 'n groeps gebiedwette en verplasing van Sapphire Town na Soweto toe. En ons maar dit was toevallig dieselfde tyd gebeur. So Sapphire Town en na Sapphire Town was daar Serafina. Natuurlik. Ja, Serafina. En Serafina was Broadway toe. Maar nie Westeinde toe nie. So ons was die enigste musical wat op die West End en Broadway gespeel het van Suid-Afrika. Ongelooflik. Dit is weer toe. En ek bedoel dit is 'n hele ander wêreld wat toe daar oop gaan vir jou. Ja. En hoe was dit? Ja, kyk, ek het verstaan ek is 'n storieverteller en ek is nou nie eintlik 'n popsanger nie. Ek dis nou nie wat en die liedjies wat ek skryf gaan oor mense en karakters en plekke en stories en die teater is meer geskik vir my as plek om stories te vertel. En toe begin ek verstaan. Ek kan vir ander sangers skryf. Ek kan karakters skryf en dit vir ander akteurs, sangers gee. En dit het ek nou ontdek met District 6 en dit was vir my wonderlik want nou kan ek heeltemal buitekant die soort van the limitations wat ek op myself het. Ja. As ek vir myself skryf, kan ek net 3 note sing. Ja, jy weet dis daar. En nie 12 nie. Ja. Maar hoe dit jou kreatiewe proses hoe was dit ek neem aan dit moes baie lekkerder gewees het om met jy om buitekant jou eie vir vroue stemme te skryf, jy weet, of 'n duet te skryf tussen 'n man en 'n vrou. Great, jy weet. Nou kan ek en saam met Talib en hy was baie musikaal. Jy weet, my sterkpunt was die lirieke en die stories. Jy weet, ek skryf die woorde en hy was baie sterk met die musiek. Dit klink soos wat is Elton John en net so. Dit was amper net so, maar ons het saamgewerk. Maar wat hier gebeur het, ek sal hier sit en dan skryf ek 'n liriek in die aand, jy weet. En dan kom hy die volgende oggend hier by my. En dan sê hy, wat het jy vir my broertjie? Is jou dam. Okay. En dan gaan sit hy by die klavier, jy weet, en dan kyk hy na die lirieke, net soos Elton John, en sê, wat dink jy? Ek sê, goeie begin, goeie effort. Maar, dis great, maar, jy weet, as jy nou hierso by die middelstuk kom, miskien moet jy soontoe gaan.
nou wat hoor jy? Wat of hy sukkel en hy sê hoe het jy dit gehoor? En ek sê ek het nou weer toe ek geskryf het ek gehoor. Maar ek sê nooit vir hom wat ek in my kop gehad het nie of hy het nooit gehoor hoe ek dit gesing het nie, jy weet. So dit was great. So die idees wat hy geskep het net met die woorde was fantasties, jy weet. En dan het ons nou woorde en ons het musiek en dan werk ons saam aan die ding om het net af te rond. Soos Lennon en McCartney. Jy weet. Ek kyk nou baie vir Paul McCartney en ek het hierdie boeke van hom vir sy lirieke en so. En hoe hy gewerk het saam met John Lennon. Jy weet, hulle het saam gewerk, maar hy skryf sy liedjies en John skryf sy liedjies, jy weet. Is hy sinergisme. 1 en 1 is 3. Dit is wonderlik. Nee, dit was amazing vennootskap. Ons was vir 20 jaar was ons saam en ons was baie na ons was close en ons was goeie vriende en ons het 'n paar fantastiese liedjies geskryf wat tot vandag toe nog gesing word, jy weet. Hoe het jou uitkyk jy weet na sy tragiese afsterwe? Hoe het jy gekyk na musiek en die lewe en die dinge daarna? Ja, nee, dit was moeilik. Dit was 'n skok. En dit is nie iets wat jy maklik soort van kan verwerk nie of en jy weet tot vandag, jy weet ek dink amper elke dag aan hom. Jy dink as die ou nou net hier gewees het en ons wat sou ons saam gedoen het en so ja, dit was moeilik, maar ek het ook verstaan na sy dood ek moet iets op my eie weer doen. Ek het mos voor hom het ek my eie liedjies geskryf, maar nou is ek in die theaterbedryf en ek het net geweet ek moet 'n musical op my eie skep. En ek het saam met Mark Lottering, die komediant, gewerk en ek skryf vir hom 'n musical Some Like It Frot. En ja. So ek het weer op die bed geklim, jy weet, en toe gaan ek en ek het ook tussenin toe Talib nou besig met die TV was, hy het gegaan met die TV-program. Ek het nie in TV belang gestel nie. Toe skryf ek 'n musical, Die Ballade van Koos Sas. En dit was in Londen opgevoer. So ek het ook sonder hom gewerk tussenin, maar na sy dood Some Like It Frot en later Orpheus in Africa en jy weet in Langarm en ander musicals wat ek geskryf het. Tot die laaste ene voor COVID, Danger in the Dark, wat in die middel van die opvoering moes ons nou ophou. Ja, dit was moeilik, ja. Dit is. Ja. So jy het hierso gesê op jou ou dag jy het hierdie absoluut jou niche gevind in hierdie musicals. Dis net waar alles perfek bymekaar kom vir jou. Mis jy optree? Mis jy om te sing? Is dit Ek doen dit nog. Maar dis nog, ek wil sê natuurlik, maar dis nie jou dis nooit jou primêre wegspringplek. Nee, dis nie. Ek het verlede jaar ek het 'n paar opvoerings gedoen in November maand by die Boer. En ek gaan nou weer 2 doen. So dit is net lekker om het, en het is op my eie solo, net soos no pressure. Soos ek het in die begin gedoen het, jy weet, en ek kies die liedjies, daar's die programme verskil op die aand, jy weet, en ek vertel my stories en sing die liedjies en so dis okay, maar dis nie, ek wil dit nie elke naweek doen nie, jy weet. En die theater, dit kom alles, elke keer kom het terug op storie vertel. En ek het al 'n paar draaiboeke geskryf, jy weet, nog nie 'n film gemaak nie, maar nog nie, maar weer eens is nie. Ja, maar nee, dit is nou ook dis 'n ander bedryf. Ja. Maar ja, die idee van stories en karakters en of dit nou 'n liedjie is of 'n
opvoering in die teater, musicals. Musicals is vir my dis die hoogtepunt. Dis die hoogtepunt want alles kom bymekaar. Jy weet, dit is die karakters, die storie, die sang, die musiek, die dans, die ontwerp van die stel, die kostume, die hele ding, jy weet, en ek is deel van alles. So dis die grootste uitdaging om al die goed bymekaar te trek. Dis die grootste uitdaging. So om net 'n liedjie te skryf en te gaan sing nou is nou nie so. Dit het maklik geword. Dis nou nie dis nou nie so opwindend soos 'n nuwe musical aan te pak nie. David, wat's volgende? Is oud word man. Vandag nee wat. Maar jy lyk goed man. Ek moet sê jy lyk baie goed. Ja, nee. Maar jy praat nou so ons nou voor ons gerekord gedruk is gepraat van die fliekindustrie hier so in Kaapstad en so aan wat was dalk die begin van die onderhoud. So dis nie 'n ding wat ons jy het nou net gesê film nee, maar dis nie. Ek bedoel hierdie is 'n klein Hollywood hier so dis nie iets wat vir jou al hoe aantrekliker of uitdagende gedagte is nie. Ek dink die probleem met die filmbedryf en mense maak nou films vir TV en so aan. Die begrotings is hier in Suid-Afrika is so klein, jy weet, en dit is elke keer ons het nie die begroting nie en jy weet en ons het net en mense probeer films maak vir onder R1 miljoen of jy weet dan jy moet ten minste tussen 5 of 10 miljoen rand spandeer en I don't want to cut corners, jy weet, op so 'n ding nie. So ek het soos ek sê ek het op my eie paar pogings gemaak om draaiboeke te skryf. Ek het 'n baie nice storie op die oomblik wat ek nog nie klaar geskryf nie. Baie nice storie. Maar dit sal 'n bietjie geld kos om dit te maak, maar is 'n interessante local is lekker tipe storie. Maar jy weet as ek met die ouens praat dan sê hulle ja, maar jy weet ons moet dit skiet oor 2 weke en ons kan nie meer as ja, dan los dit maar liewes in die laai, jy weet. Die gaat nie half doen. Ja, dit so dit kom nou al jare lank aan, jy weet. Elke keer as ek aan die filmbedryf kom, mense het my gepraat oor 'n film van District 6 maak of 'n film van Poison maak en ek werk met hulle en ek skryf die draaiboek saam met hulle en dan sê nee, man, ons is nog nie reg vir die tipe goed nie en met 'n film gaan dit daar wees, jy weet, en ek wil nie soort van skaam wees vir iets wat ek gedoen het wat ek nie eintlik ek is nie in beheer van 'n film as ek dit, maar met die teaterwerk is ek heeltemal in beheer en ek het my eie geld daarin belê en jy weet en ek kontroleer die teaterwerk so, maar ek kan dit nie doen met die filmbedryf nie. So 'n laaste vraag en ek vermoed jy sou baie of ek sê ek dink ek weet wat jy gaan antwoord want ek dink dit sou jou plate verkope geaffekteer het in die ou Transvaal. Was Blokkies 'n WP speler? So dat die provinsiale was hy 'n Springbok speler gewees in die liedjie. Ja. Waar het hy provinsiaal gespeel in jou kop? Hy sal natuurlik sal hy WP gespeel het. Maar jy sien Blokkies is interessant want Blokkies is eintlik dit gaan 'n Blokkies is 'n portret van my pa en my oom en die ouens wat in die Tweede Wêreldoorlog geveg het. En die idee daar is, jy weet, hulle was op 'n tyd was hulle helde. En dan kom hulle terug na Suid-Afrika toe en die nasionalistiese party neem oor. En hulle is gekant. So dit gaan oor sap en nat, jy weet.
So Blokkies was natuurlik 'n sap en hy was soos Benny Osler. Hy was amper, ek sou gesê ek het gedink aan Benny Osler toe ek van hom skryf. Benny Osler was so held hier so in die Kaap, weet hy kon deur District 6 stap en niemand sal iets aan hom gedoen het nie. So Blokkies, en dis wat Blokkies sê, jy weet, hy dink nou terug aan daai jare 1930s and it's all been spoiled by politics. Dit is die om insig te gee in daai liedjie. It's all been spoiled by politics and it's never going to be the same. So he drifts back to the old days and he hears the manne call, you know, Hakom Blokkies like that bull, you know. Ja. So ja, hy is van hy ou Wes-Kaapenaars. Wat die pap eet. Wat nie pap eet nie. Snoek, ja. Snoek, pap snoek. Hulle eet pap, man. Pap snoek. Pap snoek. Pap snoek, roti, biryani, ja. Ja. David, ek kan nog so lank met jou gesels, maar die tyd uitgaan, ek weer die hele middag besig, maar dit is weer eens so 'n wonderlike voorreg om jou in persoon te ontmoet. Dankie vir jou tyd. Dankie vir die, jy weet, jy laat my dink, weet hierdie diepe betekenis van Blokkies wat jy nou met ons deel, is dit laat my dink aan moderne animated movies, wat ek dink in 21ste een van die en ek dink dit was Pixar met Steve Jobs, dit was hierdie geniale move waar die ouers kan die humor vang en dit gaan oor die kinders se kop en hulle sien die prentjies in aksie. Ja. So dit klink vir my Blokkies, ek kon agter op die kar sitplek lê en jou song luister en ek dink jy dink is 'n song wat oor rugby dit gaan oor rugby en hier sit die weet in die Royal Hotel, dit is fantastiese liedjie, maar dit gaan oor my kop, maar daar's 'n diepere betekenis. So ja, die Royal Hotel is dieselfde ding, jy weet, die Royal Hotel ja, dis beskrywing van manne wat in die Royal Hotel sit en dis is ook 'n bietjie dis satiries, you know, ons het van satire gepraat. En dis vir my altyd lekker om so 'n bietjie humor in te bring. Maar op die ou end, hy sit daar en hier langs die til sit 'n man so stil, trane in sy oë. Hy sê hy is die baas van 'n bankrotplaas ver in die Klein Karoo. Ja, nou dis die einde van die ding is, jy weet, is amper dis 'n metafoor vir die land, jy weet. Dis nou 'n bankrotplaas. Jy weet, en nou drink jy ek was een van die manne, maar ons het alles verloor en ek drink my nou hierdie verdriet daarvan en so aan. So ja, ek weet, dis is okay, is 'n bietjie maar het is vir my altyd lekker om te weet daar's iets onder wat 'n bietjie dieper is. Dis net die oppervlakkigheid van jy weet. Dis nie doef nie. Jy sê die manne, ja, maar daar's 'n eerlikheid daarin. Ek wil laaste ding sê en ek gaan nou ek sê derde keer wat ek totsiens sê. So, ja, ek point nou met my spookvriend. Voor die Afrikaanse musiekontploffing of ontploffing. Ek dink nie dit herleef nie. Ek dink dit ontplof. Jy weet die noties. Ek sê dit is tyd tot ons oor see gegaan het. Die boy met die bakkie en die blou oë en die blonde hare, daai ontploffing. Wat's dit? Is dit wat jy van praat? Nee. Ek dink nou aan ou soos Teen Jordan byvoorbeeld. Ouens wat maar hy is blond. Hy was blond. Ja, nice. Ek het baie van. Ja, jy weet ouens wat ek wil sê diep Afrikaans musiek kon speel, maar dit was wêreldklas en is. Ek dink en ek praat nie van die obvious as ek sê doef. Ons weet of van die bubblegum wat gebeur het. Allerhande snaakse goedjies, né? Ja. Maar wat my sal altyd bybly waar ek stom geslaan was in 2001 dink ek. 2001.
ek luister Amerikaanse musiek op daai jare. Ek is behalwe dit met ouens met julle wat ons mee groot geword het, ek luister nie Afrikaanse musiek nie. Toe ons in Stellenbosch in 'n nightclub en daar kom Meisie sonder sokkies op en ek kon nie glo hoe die mense gedans het nie. Dit was om 'n student, jy weet, daar in Bloemfontein het ons nie, jy het nie op Afrikaanse musiek, daar was nie Afrikaans, jy het Amerikaanse musiek of techno musiek en so. Maar dit was vir my ongelooflik wat jy weet, en behalwe hoe catchy het was, hoe lekker het gedans het, maar hoe verfrissend het was om in 'n nightclub te wees en hier kom jou liedjie op. Maar ek wil wat 'n kompliment sou ek ook sê. Weet, en 'n testimony wat jy daar reg gekry het. Daai liedjie is in 1988 uitgegee. 88, ja. En niks het met hom gebeur nie. Hy was op die langspeler eina, 1988. En dit vat 12 jaar voordat dit treffer word. En dit het op Bloemfontein begin. Het hy wragtig? Ek het nie eens, ek is 98 daar weg. Ja, en die studente op Bloemfontein het begin dans op Meisie sonder sokkies. Daar moet ek het terugtrek. Ek het geweet, dis ons wat ek se oud kopsie. Ek het eers geweet dat dit daar begin. Was ek sê in my tyd het ons daar nie begin en oor die studente radio's begin speel en van een universiteit na die ander versprei. En toe word dit 'n landswye treffer en 'n danstreffer en 'n treffer waarop mense trou en jy weet op alle troues word dit gespeel. Jy weet ek weet van mense wat dit was die liedjie wat ons gespeel het in die gang afstap in die kerk. Ja. En tot op Japan dans hulle op Meisie sonder sokkies, maar dit een van my grootste treffers geword, maar dit snaaks nee, dit het 12 jaar gevat voordat daai studente op Bloemfontein, the kakkest place I've ever been, toe hulle daar weer begin dans het en die sokkie ding begin ontplof. Die sokkie jol ding. Ja. Langarm. Ja, kyk, het was altyd daar, maar dit voorheen dit nie so ontplof nie. Jy sê dat jy weet elke ding is nou sokkie. Ja. En dit gaan oor bokkie en sokkie en rokkie en ek was die ou wat die eerste bokkie, sokkie, jokkie, jokkie goed gedoen het, Ek gaan weer tot ziens en dankie sê. Was lekker. En nee, dankie. Ons het lekker gesels en dit was heerlik. Is baie insiggewend. Ek is so bly ek het goed hier geleer en gehoor wat vir my is baie verfrissend en inspirerend is. Ek bedoel dit is nee, maar dit moet so vir die goed wat julle nou doen is great. Anders is dit net dieselfde storie wat ons elke keer lees in die koerant of hoor. Sterkte vir die jaar. Ek hoop die gogga dinge nou gaan lê en ek hoop julle manne kan weer die produksie en alles aan die gang kry. Dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, deel dit asseblief met jou vriende en familie. En onthou om in te teken op Spotify of Apple Podcasts of SoundCloud. En onthou ook om ons Facebook page te like @nostalgooi sodat jy nie uitmis nie. There's a lollipop, son is a stocking, and is a hoenahan met zijn kop afgekapt, het loopt je achter me bokkie. Wij, vinkie, wij, die daar gaan voorbij. Amora, kom maar een groot geluk, dan staan ze, maar dan staan ze hier langs mij. Altijd mijn lief weet ik ook niet. Ik droom van jou voor die zin aan kerk. Kan jou wat doet en hoe mooi rooi lokken. Bokkie met die bloeddoek op je koppie. Die klokkie aan mijn hart wil ook die stoppie. Vanavond zang ik zoals een bok wat kleer van die verlangen. Hou nooit op vinkie wij, die daar gaan voorbij.
morgen kom maar een groot geluk, dan staan ze langs mij. Ja, ik kan dromen van een warm kerstdag en mijn meisje kan zonnen als sokjes. Wij, voor die dagen voorbij. Morgen komt maar een groot